Goeiedag, my naam is Natasha Fick en dit is weer eens vir my 'n voorreg om saam met jou te kan kuier in die program Mense en hul stories. Nou vandag het ek 'n gas saam met my en haar naam is Stephanie Jansen. Hallo Stephanie, dit is so 'n voorreg om vir jou vandag hier saam met ons te kan hê op die program. Goeiemiddag, Natasha. Dit is vir my 'n goddelike voorreg om hier te kan wees. Ja, nou Stephanie, hierdie program se naam is Mense en hul stories. Nou ek sê altyd ons almal het 'n storie om te vertel. So vandag gaan jy so 'n bietjie jou storie met ons deel. Maar vertel eers vir ons, wie is Stephanie Jansen? Ek is Stephanie Jansen. Ek is ons is 2 dogters en 1 seun. Ons is van die Strand, pragtige dorpie langs die kus. My moeder het ontslaap en my vader ook. So tans is ons nog net ons is nog steeds al 3 kinders wat nog leef. Ek woon in 'n klein informele settlement in die Strand, Beverly Hills, waar ek tans besig is om 'n sopkombuis vir die gemeenskap te bedien. Ek bedien mense so 2 keer 'n week, dien ek 200 tot 250 kinders en groot mense. Ek het in hierdie tyd my 5 jaar klaargemaak by die ECD, Poland College. Die Here het vir my wonderbaarlik deure oopgemaak. Ek is by die victim support eenheid by die polisie. En ja, die Here is net amazing. Wow. En Stephanie, wat vir my so uitstaan oor jou storie, dit was nie altyd so rooskleurig nie. Dit was nie altyd so rooskleurig nie. En jou storie is een van daai stories van hoop. Wow. Wat die Here vir jou kom doen. So vertel vir ons 'n bietjie, wat het gebeur voor hierdie wat jy nou al die dinge vermag het? Wow. Ek het op 24 jarige ouderdom het ek begin dwelms gebruik. Ek was aan tik verslaaf vir 18 jaar. Ek was die grootste dwelmverkoper in die Strand. Sy kan vir enige een gevra het van, hulle het vir my genoem, Spam of Stefano. Ek was bekend onder die Nigerians vir die Nigerians rop en hulle dwelms afvat en ja. En 7 jaar gelede word my kleinkind gebore. En ek sit in my voorkamer en die gees van die Here bedien vir my. Hy gaan nog so sit in dwelms verkoop. Dan kom die polisie vir jou, dan sit jy met jou kleinkinders. En Natasha, daai Sondag word my kleinkind ingeseën met die kerk en ek is hoog van die drugs. Hoog. En ek is nie daai Sondag kerk toe nie. Die volgende Sondag gaan ek kerk toe. Ek sal nooit vergeet die Pastor Mellery Kassing bedien daar die spesifieke Sondag het Jeremia 18 uit van die pottebakker. En daai Sondag, een van die dinge wat sy sê, sy bring uit, sy sê hoe God met die klei werk. En hoe hy die stuk, hy vorm die klei, dan op die skyf. En hoe hy die stuk klei een kan gooi, as hy nie kan vorm kry nie. Maar hoe hy weer daar hy stuk klei toe gaan, en hoe hy stuk klei dan die mooiste waas vorm. En hy Sondag was as woorde spesifiek, hier in die kerk sit vandag 'n vrou wat baie stukken is. En hy Sondag gaan ek uit en ek gee my hart vir die Here. En dis nou 7 jaar gelede. En die Here het vir my dinamiese deure opgemaak. Dit is hoekom ek hier vandag ook is, deur wat die Here vir my opgemaak het. Deur Pastor Natasha, en ek kan net vir die Here al die eer gee en al die aanbidding gee. Ja. Stephanie, wat ek vir jou wil vra is net, dat ons mens wonder, wat dryf iemand na dwelms toe? Ek weet daar seker verskillende redes van verskillende mense. Ek ken persoonlik 'n paar mense wat gesê het, dit en dat het my gedryf. Maar om op daai plek te kom in 'n mens se lewe, dan wonder 'n mens altyd, wat het fout gegaan? Wat het miskien verkeerd gegaan? Wat dryf 'n persoon dan om dit te doen? Nie dat ons oordeel nie, maar net om te weet, wat dryf 'n mens? En dit is nogal 'n belangrike vraag op Natasha, want ek dink ons kinders word in die gemeenskap, hulle word seksueel geabuse. Ek was daardie tyd seksueel geabuse deur my stiefpa. En my ma het elke dag gewerk. En
ons het net aangegaan asof dit normaal is. Ja. En voor ek vir my kon kry, vergryp ek vir my van die een kerel na die ander kerel. En ek sit huis toe op met 'n generaal, 26 bendeman. En ons besigheid het groter gegaan en groter gegaan. En op die ou einde van die dag, dus ek sy tweede keuse. Want het ons genoeg geld en hy kan jong meisies entertain en ek is nie meer vir hom belangrik en ja, En goed genoeg. en goed genoeg en jy weet die abuse, hy agtervolg. Jy weet die mense, ek mos nie 'n manier hoe jy deal nie met jou dinge wat met jou gebeur nie. You understand? En dan vervolg hy ding vir jou agterna en ja. En is so waar wat jy sê, dat almal het 'n storie. Almal het 'n storie hoekom daai persoon in dwelms in verval het. Want ek sê altyd dat dit moes die gateway, die iets wat gebeur het, is die gateway wat vir jou na daai dwelms toe vat. En so op die einde van die dag maak dit dan nog verder deure oop en deure oop. En voordat jy weer vir jou kom kry, dan daai eintlike ding wat gebeur het daar, word dan nie geadres nie, want jy probeer om dit te vergeet. Soos jy gesê het, dan val jy net verder en verder en dieper in hierdie probleem in. En dan Stephanie, toe wat het toe gebeur? Was daar kere wat die polisie jou huis kom ry dit? Was daar kere wat hulle dwelms kom kry het in jou huis in? Wow, Natasha, jy roer nou 'n ding. Is amper so 'n maand gelede wat ek begin by Victim Support Group. En ek en die koloniaal praat soos ek en u nou sit en gesels. En sy vra vir my, wow, jou gesig lyk so, hy lyk in skok vanoggend. Ek sê vir haar, weet jy, die Here is so wonderlik. Net om te dink, paar jaar gelede toe kom dieselfde polisie en hulle trap my deur op en hulle sou dwelms kry en dan word ek gevat, geboeie en dan gooi hulle jou sommer so daar in die selletjies in en vandag dien ek by die polisiestasie en ek werk daar om ander mense weer te help en dit is hoe die Here werk, man. Dit is in my wildste drome sou ek nooit kon besef het dat God dit vir my instoor het nie. Iemand sou sê, sou daar iets goeds kom uit Beverly Hills uit en hier sit ek vandag. wat die Here kom doen het in my lewe. Wow, en wat vir my so uitstaan, Stephanie, is dat jy's besig met al hierdie projekte, jy's besig om te werk met kinders in die gemeenskap self, jy's besig om dwelm verslaafde kinders te help op hierdie oomblik en dit is waarvoor hierdie program gestig is om mense se stories te vertel en dit is stories van hoop om te sê dat kan daar, so Stephanie nou gesê het, iets goeds uit Beverly Hills uitkom, kan daar iets goeds uit die strand uitkom, kan daar iets goed uit 'n drankmark uitkom, kan daar iets goed uit iemand wat drank verkoop, 'n drankmark uitkom, ja, daar kan iets goeds uitkom. En as die Here 'n plan het met jou lewe, Stephanie, dan het hy 'n plan met jou lewe. Amen, Natasha. Stephanie, vandag is daar miskien 'n mamma wat kyk na die program. Miskien 'n pa wat kyk na die program, miskien 'n drankverslaafde wat aan dwelms verslaaf is, wat kyk na die program. Miskien is daar iemand wat ook dwelms verkoop op hierdie oomblik, of miskien 'n jong dame wat ook miskien in bende betrokke is, 'n kerel het of in bende verwante dinge betrokke is, wat miskien nie weet wat die uitkoms is, wat nie rigting sien in haar lewe nie. Wat kan jy vandag vir daai persoon sê? Wow, Natasha, weet jy, wat ek vandag vir daai persoon kan sê is, jy het nie nodig, dit sou vir my 18 jaar vat, om te kom waar ek nou is vandag. Daar's soveel mense, daar's soveel resources, wat vir jou wil help, met die hulp van die Here. Jy het nie nodig om te sit in die gemors, waar jy nou is nie. No mother gave birth to a drug addict. No father raised a gangster. Niemand wil so wees nie. Ek was daar. Wie sit 'n huis op en dan moet jy alles toehou vir die polisie om nie daar in te kom nie. Niemand wil so 'n lewe lei nie. Die Here is die Here. Natasha, as die persoon net wil uitreik. En my hartgebed is vandag dat
selfs die jong kinders, want ons lewe in 'n omgewing waar die kinders hulle wil nametekkies dra, hulle raak so gou 'n teken vir die dwelmverkoper, Ja. want hy's al een wat vir hy kind hy krenttekkies kan koop, Ja. hy's al een wat vir hy kind hy krentfilm kan koop, en nou raak hy kind 'n teken, Ja. maar die Here, my hartgebed is vanmiddag, moeders, moet nooit ophou bid Ja. vir julle kinders nie. Eerens was daar iemand wat vir my gebid het en wat nog steeds vir my bid, en ek eer die Here vir mense soos u, Natasha, vir mense soos Pastor Elmer, julle wat hulle hande en hulle harte oopmaak vir ons gemeenskap, Amen. want sulke mense soek net aanvaarding, Yes. Natasha. Ons soek net aanvaarding en ons soek net 'n skouer om mee te Ja. gesels, you understand? En die Here sit self, hy is sy mense op 'n mens se pad, Natasha. Soos onmoontlik soos dit vandag lyk, God wil, God sal Amen. en God kan. Amen. Amen. Baie dankie, Stephanie. En ja, hou aan met die goeie werk. Amen. Hou aan met die goeie werk. Jy moet nooit ophou om jou storie te vertel nie. Baie dankie. En baie Natasha. dankie dat jy ook jou tyd afgestaan het om vandag saam met my te kan kuier. Alle eer aan die Here, Natasha. Amen. Baie dankie. Dit was dan nou mense en hul stories van my, Natasha Piek. Ek sien uit daarna om weer volgende week saam met jou te kuier. Totsiens.